90.5. Hy is terug met splinternuwe musiek en 'n opwindende vertoning in Pretoria, binnekort op die planke by die Fairtree Atterbury Theater. Dis Jak de Priester. Maar hoe later hoe kwater, daar's 'n fyn lyn. Jy ken hom vir liedjies soos Fyn Lyn, as ook hierdie ene, Coffee in My Car. Can you feel the magic in the air? Dis 'n ouer ene daai, ja. Ek het hom gaan uitkrap daar uit die argief. En natuurlik hierdie ene, Hier kom die somer. Hier kom die son. Alhoewel hy die afgelope paar dae nie so gevoel het in Pretoria met al hierdie lekker reën wat geval het nie. Hallo Jak, hoe gaan Hi. Jo, julle speel nou liedjies wat ek self, dit voel vir my soos in die argiewe. Ek moet dit weer sing, dit klink eintlik lekker, né? Ja, dit is vibey. Nee, treffer op treffer. Maar hoe lank is jy nou al in die bedryf? Want ek meen daar was nou al baie albums en singles sedertdien. Hierdie jaar is maar die jaar is nou verby, so dis my 23ste jaar nou. Sally Williams was ons my eerste CD en ek het dit in 2002 het ek dit vrygestel. Jo, toe was ek 12. Hoe oud was jy gewees? 14. Jy was 14 en Ek jy was aan graad almal? 1. Nee, hy was regtig 14 nie. Jy was graad 1. Ja. O, genade. Ja, hoe oud was jy regtig toe Sally Williams se treffer Ek geword het? weet nie, dit behoort so hier by 25 of 26 dalk te wees. Yes, en jy lyk presies nog 25. Ag, baie dankie. Maar ja, die tyd gaan aan. Ek meen mense lewe verander en mens bly jonk as jy musiek maak, dink ek. Want baie keer sê mense dit, maar jy kyk ook na ander mense, dan dink jy, hoe oud is iemand so snotkop? Jy kan nie glo as jy hoor hoe oud is hy nie, of Fransje van Cooke, Dis of waar. Karen Zoid, of ene, so ek dink, of Nathaniel, Of Lori Karel. of Lori Karel. Sy dra ook nog al jare baie goed. Maar ons wil nou gou-gou by jou hoor, hoe gaan dit regtig met jou? Ons wil nou nie die persverklaring antwoord hoor nie. Hoe gaan dit met Jak in sy persoonlike lewe by die huis en ook nou natuurlik professioneel? Ja, nee, dit gaan baie goed. Ons woon nou al vir bietjie langer as 5 jaar in die Kaap, in Somerset Wes. Ag, lekker. So dit is baie lekker. Ek was natuurlik mos maar nog altyd 'n Pretoria ou. Brooklyn Mall is nog, en dit sal altyd so bly, maar Makkelneek, daar gebly, jy weet die Groenkloof Spar, al die plekke. Maar dit sal altyd deel van my, hoe kan ek sê, bly. Dit is nou maar net, ek dink op 'n stadium het ek in my lewe of nodig gehad om net bietjie net vir 'n verandering. Jy weet, anders is mens vir jou hele lewe op een plek. En dit was 'n goeie verandering. Dit was ook daai tyd met COVID gewees, so toe besluit ons het nou niks anders om te doen nie, ons kan net sowel trek. En nou is ons daar en almal is baie gelukkig. My kinders is baie gelukkig. Jy weet, elkeen het 'n plek in die son gevind. My vrou, die Sally Williams meisie, ons is nou gister of eergister al 17 jaar getroud. Wow, baie geluk. Michelle, jy so lank uitgehou met Jak. Sjoe. Maar nou die liedjie is ouer as wat ons getroud was. So ons het eers baie lank daarna eintlik getrou, maar so dit gaan baie goed. Ek geniet dit daar in die Kaap en is lekker om Pretoria toe te kom want dit voel soos huis. Maar dis ook lekker om soontoe te gaan want ek weet soos ek hier sit, is die kinders besig of hulle is op die strand of hulle is elders. En dit is my baie lekker om, jy weet, net my gesinslewe daar, kinders daai tipe roots te gee van die omgewing is baie mooi. Hoor jy nou, as hierdie nou 'n episode is van Keeping Up with Jak de Priester, laat sê bietjie vir ons, waarmee hou jy jouself besig die afgelope tyd? So ek is besig om my gesin groot te kry. Jy weet daai kinders, dit hou my in die dag baie besig want die een seun is 'n tennisspeler en die ander dogter sy's op hoërskool in Stellenbosch nou al, so sy moet heeltyd daar kom want ons woon in Somerset Wes. En dan die kleintjie, hy is nou nog graad 4, so hy is nog in Somerset Wes op skool. So almal is oral. Hy is nou so oud soos wat Anelma was toe Sally Williams nou gat vrygestel het. Hoe gaan dit met Jamie in die tennis? Want daai man doen baie goed. Ons lees gereeld van hom in die nuus ook. Ja, hy's goed. Hy's op die oomblik, soos ek nou hier sit, besef ek hy speel 'n ITF, dis gelukkig in Stellenbosch, want hy is op 'n baie jong ouderdom, travel hy al eintlik die wêreld vol, en partykeer is dit nogals erg om te dink, dis jou kind, hy het nie tennisspelers, en ek glo golfspelers, en daar seker nog sporte, het nie dieselfde tipe lewe as 'n normale kind nie, so jy wil eintlik graag jou kind moes maar ook net skool toe kan gaan en het geniet, maar hulle toer, jy weet, dan is hulle in Egipte en dan in Tunesië en dan daar. Julle is seker super trots. Baie, maar ek bedoel dit is harde werk. Ja, dis rof. As jy sien hoe daai kinders oefen van die oggend tot die aand en jy weet en die emosionele goed waardeur hulle ook moet gaan. Ja. Maar in 'n geval, so my lewe is baie besig met dit, maar as dit nou kom by werk, ek het 'n
al 'n lang televisieprogram op kyk net. Dit was mos eers Reis na Gister en toe dit Koppie Teefontein. Ja. So ons is nou al besig met die 8ste seisoen van Koppie Teefontein. Wat? Wow. Is dit al die 8ste seisoen? Ja, so Genade. ek skiet juis môre met Willem Botha, jy weet wow. Willem Botha en met Nianel. Het hy jou make-up gedoen vandag ook? Nee, ek lyk maar net so jonk lyk. So, daarmee is ek baie besig en dan natuurlik, jy weet konserte, dit is op die einde van die dag. Vir my is dit nog steeds wat die brood, die melk en brood koop elke maand en al daai kinders op skool hou is om musiek te maak en om oral oor Suid-Afrika shows te doen. Ja, want 3 kinders is nie goedkoop nie, né? Glad nie, veral nie as ene tennisspeler. Nee, absoluut. Ja. Maar nou maar jy weet Jak, ek dink laas ook jy gevra het as jy nou nie musiek of jy weet 'n presenter was of in musiek ingegaan het nie, wat sou jy wil doen? Toe dink ek het jy gesê jy sou 'n professionele tennisspeler wou wees want jy's ook baie goed self in tennis. Ja, maar ek meen as jou kind kry baie keer 'n talent in overdraai of 'n geen. Ja, of iets. So 'n klein protégé daar in jou huis. Ja. Jy weet ek het ook tennis gespeel en ek het ook dit gedoen en vir skool en vir sê nou maar die Vrystaat waar ek groot geword het en selfs nog vir tikkies toe ek hier kom studeer het, maar nee, hulle jy weet hy op 'n ander vlak. is op 'n ander Ek het al tennis gespeel. Hoe is dit? Hoe het dit gegaan? Al in my lewe. Nee. Tennis of paddle? Nee, tennis. Okay. Ja. Ek dink ek was 15, dit was baie bad. Nee, ek het nooit oor see tennis gespeel byvoorbeeld nie. Ja. Jy weet in 'n ander land. Nog nie. Nie eers in Namibië. As jy saam met Jamie nou toe, dan kan hy jou dalk al Ek kry. weet, maar ek bedoel ek het nou nie kompeterend in 'n ander land gespeel nie, so. Maar Jak, jy het nou genoem ook van Reis na Gister wat is 'n ongelooflike mooi reeks gewees op kyk net. Daar was ook 'n paar seisoene daarvan en Koppie Teefontein en jy wat nou ook soveel mense ontmoet en eintlik so veel stories hoor van almal, né? Ja. Ek wil vir jou vra, wat of weet jy die laaste paar maande geïnspireer of aan die gang gehou kreatief, veral as dit kom by die musiek, nou ook met die feit dat jy 'n splinternuwe liedjie uitbring? Ja. Wel, mense kyk, as jy 'n liedjie skrywer is, jy sal ook weet want jy skryf ook liedjies. Ag, so nou en dan hoor. Mens dit word deel van jou DNA. Alles wat jy sien om jou is half 'n potensiële liedjie. So die inspirasie raak nie op nie, jy moet net aanhou skryf. Leef. Ja, en leef. En dan moet jy natuurlik dit wat jy beleef, moet jy nou met dissipline neer gaan sit in 'n liedjie. Maar ek dink in die Kaap, ek moet vir jou sê ek is baie geïnspireerd want ek doen verskriklik baie. Ek is baie met kuns en kultuur betrokke. Maak deesdae klere, baie, maar als ek het byvoorbeeld 'n splinter nie, ek werk ook weer met 'n band van tyd tot tyd. So wow. Dis fun. Dit is lekker en almal van daai ouens woon in die strand of in Makassar en so hulle speel in die kerk. So dit is so lekker om hulle nou en die klank, die Kaapse klank van musiek is so inspirerend. So wanneer ons 'n show saam doen, ek meen dit inspireer jou na ander hoogtes toe en weer ander maniere. Dan het ek ook vir die eerste keer die liedjie wat ek Vrydag bekendstel, het ek saam met Fred Hartog, ja. Van die Heuwels fantasties opgeneem. Dis lekker. Hulle woon almal daar in die Kaap. Daar's 'n hele ander tipe groep mense wat ek nooit baie mee te doen gehad het toe ek in Pretoria gewoon het nie. Met wie ek nou te doen kry. En dis vir my lekker. So ja, dis baie inspirerend. Ja, kan jy ons dalk 'n sneak peek gee want ons het nou spesiaal vir daai pragtige Kawaii weighted keys keyboard hier ingedra want ons het ja, dis die Kawaii. En ons het gehoor Jak is op pad. So 'n stukkie dalk daarvan man. Okay, maar die interessante ding, jy weet, soos die liedjie wat ek het dit gedoen saam met die ou van Heuwels fantasties, maar hulle weet hoe 'n liedjie moet klink as dit op die radio op die einde. Want ek meen ek sit in die aande laat by my klavier en dan skryf ek 'n liedjie, maar dis so ver van daai oomblik totdat dit op die radio kan speel. So ek kan nou maar net as dit okay is, gaan ek nou maar hoe dit klink wanneer ek akoestiese skryf. weergawe daarvan. Jo, asseblief. So die liedjie se naam is Liefde en Coke. Ek sal 'n stukkie sing. Dis so Jak klink middernag daar in sy huis. Ja, so yes en sy koop online van Zara en Shein. Sy het patches op haar baadjie en haar stywe Levi jean. Sy het prentjies in haar kop van hoe die lewe moet wees.
Sy dans by groot konserte en 'n kunstefees. Sy drink nie eintlik koffie nie, sy drink nie eintlik tee. Min mense lyk so mooi soos sy in geel. Sy drink ook selfs nie wyn nie, al lyk die son soos goud. Sy vra nie eintlik veel nie, sy vra net liefde en kook. So hier's ek weer, my hele hart hier voor jou deur. So hier's ek weer, my hele lewe voor jou deur. Want niemand lyk so beautiful, so mooi soos jy in geel. Sy kyk in die oggend deur die venster na die see. Sy het die mooiste hart om vir die wêreld te gee. Sy noem al die sterre in die hemel op hul naam. Sy het foto's van haar lewe in 'n oudheidse raam. Maar sy drink nie eintlik whisky, sy drink nie eintlik bier. As sy dors is, moet jy vir haar 'n Coca-Cola stuur. Sy dans net met die sterre en die son wat lyk soos goud. Sy vra nie eintlik veel nie, sy vra net liefde en kook. Hier's ek weer, my hele lewe voor jou deur. So hier's ek weer, my hele hart hier voor jou deur. Want die aand is nog so jonk soos jy. Ek sal weer en weer probeer. So hier's ek weer, my hele lewe voor jou deur. Want niemand lyk so beautiful, so mooi soos jy in geel. Sy koop online van H&M. Sy het stickers op haar sak, soos sy die wêreld verken. Maar sy drink nie eintlik gin nie, al lyk die son soos goud. Sy vra nie eintlik veel nie, sy vra net liefde en kook. Daai is 'n baie relatable liedjie. Daai is 'n baie relatable liedjie. Ek love dit. Maar luister, dis basies Anelma, sy drink nie gin nie, sy drink ook nie whisky. Ek order online, ek soek net 'n glasie Coke. Ja, dis super relatable. So jy is nie iemand wat wyn baie drink. Nee, maar sy drink. Ek hou van 'n drink, maar soos ek drink baie min. So dit is regtig vir my super relatable want ek vra altyd vir soos 'n Coke Zero. en ek like online shopping. Okay, so ek dis my goed. Wow, en almal shop deesdae op Shein, kom ons wees eerlik, of Temu en all of the above. Maar ek dink regtig soos die liedjie gaan baie, dit is 'n baie relatable song. Soos ek toe nou sing, toe dink ek okay, my man kan eintlik nou hierdie vir my ook sing. Ja, nee. Ek het daai sterretjies in jou oë gesien flikker Anelma. Bly ingeskakel, net hierna gesels ons verder met Jack de Priester en ons moet ook gesels oor sy vertoning. Wanneer is dit nou die 20ste? Is donderdag aand by die Fairtree Atterbury Theater. Ja, is lekker daar, nee. So kry jou kaartjies nou al op seatme.co.za vir Jack de Priester in konsert. Dit is super lekker om die man in die ateljee te hê. Saam met ons hier is Jack de Priester. Brumilda van Rensburg was nog in hierdie musiekvideo, né? Ja, joh. Onthou jy? Ek weet. Sjoe. Ek dink hy weet. Ja. Maar hy vergeet van sy treffers want hy al so baie uit. Ja, want ek meen as ek dink hierdie liedjie wat ek nou hier hoor, kan ek nie eens onthou wanneer laas het ek dit byvoorbeeld gesing nie. Nee, dis 'n skande, Jak. Dis 'n skande. Jy moet bietjie vir Brumilda bel en sê ek wil jou kom serenade. Ja, maar weet jy, ek dink mense beweeg so aan elke jaar. Mense skryf liedjies en jy groei en jy het nuwe stories om te vertel en dan skielik is dit 10 jaar later wat jy nie 'n spesifieke liedjie dalk eers gesing. Hoorie maar Zian wat nou hier sit wat ons mix en wat die video van jou neem, né? Hierdie is sy gunsteling liedjie van jou. Dan maak ons Drakensberge liefde. Dan maak ons liefde. Ek weet nie wat hy gedoen het in die Drakensberge nie, maar dit vat hom bietjie terug. Lyk of hy bloos. Hy bloos op die oomblik. En dan ken jy ook 'n treffer so skrif teen die muur.
Chanel, ek dink ons moet net 'n paar boodskappe lees wat ingekom het hier op die WhatsApp lyn, hè? Greg sê hierso, ek sal bitter graag wou hoor of Jacques nie in die moeilikheid gekom het met die song by die polisie nie. Ja, ek onthou daai ene. Daai is dit was ook 'n tyd, nê? En weet jy wat vir my baie lekker, daai om dit te kon vasvang daai oomblik. Want ek het dit ook baie lank lank gesing, dit is nie meer, maar letterlik in die week was ek eers 'n konsert gedoen, maar iemand gesê het, gaan jy nie vir ons Hugo by die polisie sing nie. Toe dink ek, maar ek het al vergeet ek het hierdie liedjie geskryf. Maar dis soos daai goed wat viral gaan op die internet en nou is daar ook my Bleep Marlies die film uit, jy weet, so daar kan dalk nog daar's altyd eras vir goed. Daar kan dalk nog 'n film van dit ook uitkom eendag. Ja, definitief. By die polisie. Epic wees. Jak is een van my gunstelinge en hier is 'n treffer op pad. Hoendervleis mooi sê LZ vir jou. Iemand sê ook Jak na jy nou live gesing het. Oh my word, amazing. En dit is so lekker om Jak se stem te hoor. My maat in sy plek by Eldoryn skool gegee toe hy Crescendo en Sally Williams Nougat, jy weet, daai tyd gesing het, was my heel eerste liedjie wat ek ook gesing het. Toe ek begin sing het in 2007 sê 'n luisteraar. Nice. Nou Juliet. Lekker Juliet. Ag, wonderlik. Jenne. Hoorie maar, jy's nou donderdag aand by Fairtree Atterbury Theater met Jak de Priester in konsert. Ja. So, sê bietjie, wat kan mense verwag van hierdie spesifieke show? Is daar 'n tema, verrassing, miskien 'n twist? Ek gaan definitief liedjies sing wat hulle nog nie voorheen gehoor het nie, definitief. Okay. Net om, ag dis lekker, dit is, en ek wil dit ook bietjie toets, jy weet, of mense daarvan hou of nie. Nie dat dit, baie keer dan dink ek meen, jy skryf so baie liedjies, daar's miskien 1 of 2 wat regtig 'n treffer soos wat jy dit nou noem kan word. Maar dit is baie belangrik om klomp liedjies te hê. Al is daar net een wat mense ken, soos Sally Williams of Groen Mamba, wat ook al. Maar om 'n hele vertoning daar te sit, jy weet, mense vertel storieetjies en dis baie belangrik. So ek wil graag 'n paar nuwe liedjies vir hulle sing. Dan sal ek definitief 'n paar ou treffers sing, want ek weet veral in hierdie tyd van die jaar, mense wil seker goed ook hoor en hulle is teleurgestel. Daar's byvoorbeeld, ek weet daar's iemand spesifiek van Nederland wat my ge-email het of ge-DM. Ja. Gesê hulle is hierso, hulle gaan na my konsert kyk, hulle luister, sê maar Sally Williams. Jy weet, ek moet dit sing dan. Vertel gou daai storie van toe jy en daai dame Stellenbosch love song geskryf het. Het iemand vir Jakmos wat R20,000 of iets betaal net om die liedjie een keer te sing? Ja, dit was 'n liedjie met die naam Stellenbosch love song. Ja. Maar ek het dit geskryf saam met Luna Page. Ja. Ons het dit saam opgeneem, maar toe ek het net geskryf het, toe sing ek dit ook by 'n konsert in PE. Ja. En maar toe is dit nog nie opgeneem nie. Wat? En die persoon, en ek sing dit toe, ek vertel van die spesifieke persoon het in Stellenbosch gestudeer. Ek het nie in Stellenbosch gestudeer nie, ek het by Tikkie gestudeer. Maar ek was baie daar, so ek het gesien wat dit, ek het 'n storie vasgevang van wat die studente beleef wat ek daar beleef het. En toe is dit vir hom asof ek die liedjie vir hom geskryf het, want dit was alles oor tollies, die plek waar hulle uitgehang het, Pleinstraat, dit, dat. Geografies. Ja, BP Garage, want ek meen, ek het dit ook daar gedoen. Die chicken pies wat jy koop by die BP Garage. Presies. En toe na die tyd, toe sê hy vir my, ek moet dit weer sing, maar ek het toe nie, en toe sê ek al backstage, ons is al af, en toe kom hy daar en sê, hoekom het ek dit nie gesing nie, maar ek kan nie onthou nie, daar was 'n rede, en toe sê hy vir my, ek sal vir jou betaal as jy daai liedjie weer sing, en toe dink ek, dit voel baie keer net so, 'n mosterd na die maal as jy nou weer moet opgaan, al die mense sal die aankor is al verby. Toe sê ek nee, ek dink jy ek kan dit doen nie, die mense sal beweeg al uit. Toe sê maar sing dit sommer hier backstage, want daar was so klavier. Oh my word. Toe sê ek regtig. Toe sê ja, en daai het dit nog 'n check geskryf. Wow. Ek meen ek kan 'n mens nog 'n check skryf en ek twyfel. En hy gee toe vir my die check so in my hand. Hy sê as jy dit sing, ek wil net gou 'n paar vriende wat daar binnekant is vriende ook innooi. En toe ek oopmaak, ek dog eers is R2000, maar ek kyk so sien ek nee, 20. Toe is dit R20,000 vir een liedjie. Jo. En toe dink ek, daai tyd was dit baie geld, maar dit is 'n paar jaar terug. So, dit se vandag ook nog baie. Daai storie het selfs die rapport gehaal. Dit het. En toe dink ek, kan ek nou iemand se geld so vat? Ek meen dit is natuurlik. Ja, maar ek hoeveel rooiwyn het daai ou gedrink? Ja, ek weet nie. Hy drink deesdae niks meer nie, blykbaar. Hy gee te veel geld uit. Maar toe nooi klomp mense. Ek onthou hulle het net so in daai plek het so vol gestaan. En toe dink ek,
okay, ek gaan dit maar sing, want Shame, hy wil dit regtig graag hoor, en toe sing ek die liedjie, en dit was 'n groot moment, en toe na die tyd, toe weet ek, sal ek nou daai check gaan wissel, jy weet, in my bankrekening inbetaal, of wat ook al, en toe sê hy vir my, hoorie, as jy nie daai check inbetaal nie, gaan ek in die gesig gevat voel, en toe sê ek, okay, baie dankie. Okay, story. Daai is epic. Ek wens dit wil weer gebeur. Ja, yeah. Maar Jak, jy het nou al baie shows gedoen, jy het nou hierdie storie gedeel, né? Van daai eerste keer op die skouspel verhoog, ek onthou dit so goed, ons het die DVD gehad met Janine Neetling op die klavier. Ja. Die Ritskunstefeeste waar jy al betrokke was, televisie optredes. Wat is daai een ding wat altyd verkeerd gaan of wat snaaks is in een van jou vertonings? Miskien agter of op die verhoog, en kry jy nog gestresmagie voor 'n optrede? Ja, ek is baie senuweeagtig, veral voor 'n konsert. En ek meen, maak nie saak, nommer 1, jy weet nooit, dis die vreemdste ding, elke verhoog waarop jy staan, jy sien nou maar jy doen 100 konserte 'n jaar, want dis omtrent hoeveel jy moet doen om regtig net geld te maak. Ja, goeie lewe te kan lei en al die kinders se skoolfonds te betaal. Maar vanaand staan jy byvoorbeeld in 'n klein plekkie. Nee, môre aand of donderdag aand as ek nou op die Fairtree teater, dan is dit skielik weer groot. Dan is jy weer in 'n skoolsaal. Elke verhoog is so anders en dit vat jou 'n oomblik om jou voete te vind. Ja. En baie keer is dit nie meer daai eerste liedjie nie, iets is nie lekker nie, klavier klink nou skielik dowwer as wat dit nou met die soundcheck, daar's praat nog iemand, hier kom iemand ingestap, daar's soveel goed wat jou aandag op daai oomblik kan aftrek. Ja. En dit maak my nervous. So eers hierso by die tweede, derde liedjie, wanneer jy, dan voel jy, okay, jy het nou jy settle in. Jy het jou plek waar jy vanaand hierdie stories en hierdie liedjies gaan sing. Jy het dit nou gevind. Dis eintlik nice jy sê dit, want jy invite ons dat ons kan maar laat kom, is okay, want jy settle nog in. Nee, nie as Nathaniel op die verhoog is nie, hoor. Nee, maar die punt is, vir my voel dit altyd, ek wil graag hê mense moet van die eerste woord tot die laaste woord hoor. Jy mis iets, nie met enige show nie, as dit nou ergens is van mense partytjie of so, maak dit nie saakie. Maar as jy nou in my show, die eerste woord wat ek sal sing, sê nou maar is, hy gaan sê nou maar so. Sit gou aan sy keyboard daar sien. Sê nou maar ek begin 'n show so, jy weet die mense het nou geklap en nou sê ek, meer gesond leef, minder drink. Meer opreg wees, minder blink. Meer geduld hê, minder raas. Meer my tyd vat, minder haas. Nou as jy nou dit gemis het, dan is jy nou nie in die regte setting vir die spesifieke show nie. Dit maak sin. Ja, jy steek al met teaterproduksies. Ja, want ek het nou hierdie ding probeer, ek wil nou 'n boodskap oordra. En as jy sien, daar's iemand wat jy luister en jy kan dit voel. Dis hoekom vir my baie lekker is, baie plek soos die Atterbury, want die ligte skyn heeltemal in jou oë, dis donker waar die mense sit. My enigste vereiste ook altyd met die ligte, hulle moet nooit daai ligte so oor die mense, dat jy hulle skielik kan sien nie, want dit gee my te veel goed om oor te dink. Maar daai persoon lyk bekend, hierheen lyk vreemd, hoekom het daai en dit aan, jy weet seker, ek wil dit glad nie, ek wil net weet hierso in jou zone bly. Ja. Dis eintlik 'n baie intieme plek dan vir jou om te wees. Dit is so fragile is die Engelse woord, dit ontbloot. Kwesbaar, is kwesbaar. Dis die mooiste woord, kwesbaar. Maar jy staan daar, jy het dit geskryf, dis alles wat jy het in die lewe. En as iemand dit op daai oomblik nie respekteer nie, dan voel jy amper 'n bietjie, jy voel kwaad. Ja, kwaad is nie die woord, geïrriteerd. Nee, dis ek dink ek kry 'n bietjie seer, man. Ja, dis hard. Ja, jy voel so. Dis hoekom is baie moeilik om teleurgestel korporatiewe geleenthede ook op te tree. Ek sit myself in 'n hele ander mindset daar, want ek weet mense wat daar is, het nie kaartjies gekoop om jou te kom luister nie. Maar ja, om 'n kunstenaar te wees is wonderlik, maar dis nie maklik nie. Jy raak al hoe meer sensitief en fragile, kwesbaar, soos wat jy ouer raak. Ja, ekskuus ek val jou in die rede en dan Elma, ons moet net vinnig verkeer toe gaan, maar ons gaan net hierna verder gesels met Jak de Priester.
Ja, ons het nie tyd om te mors op hierdie program nie, hoor. Ek sê vir jou, ek was gewoond aan daai long form content dan nou maar waar ons vir 2 ure aan een kant praat, maar hierdie drive show werk dit nie so nie. Nee. Ek het op die spot gevoel nou net. Jessie. Daai viral. Sy gaan my uithaal die Nee, naam. ons gaan dit weer doen, is fine. Nee, ons sal dit weer doen. Jy ken vir Jak vlietjies soos Groen Mamba. Jak, ek wil net vir jou sê, hierdie is na al die jare nog steeds een van my gunstelinge van jou. Son moet weer opkom. Onthou jy hierdie ene? Nee. Op Brooklyn Poet. Ja, so jy soveel musiek het. Ja, dis stunning. Ek Ek onthou dit, maar ek sal dit moet gaan luister om dit. Gaan herontdek. kan nie glo jy onthou dit Hierdie net. liedjies het ek nog geskryf oor al my liefdestye toe ek nog jonk was. Dit was 2005 hierdie. Maar die liedjies, die ondervindinge het al vroeër Al gebeur natuurlik. Want dis die ding met liedjies, baie keer gebeur iets terwyl jy 'n student is, maar jy skryf. Ek het onlangs nou 'n liedjie geskryf, ek het dit nog nie opgeneem, ek sing dit soms, miskien by die Atterbury ook, 'n liedjie met die naam Dans op die strand. En die ondervinding van daai liedjie het gebeur toe ek eerste jaar uit universiteit, ek was eerste jaar op universiteit. Jo, dis amazing. Daai tydlyn. En dan skielik onthou jy dit en dan skryf jy. Maar jy's ook 'n krangige skrywer, so gepraat nou van skryf. Jy het al digbundels soos Heuning in my mond of In die mond vrygestel tot dan die koffietafelboeke soos Brood uitgebring. Hoe kombineer jy jou musiek en tekste steeds vandag? Soos jy weet, mense nou kyk na die een kant met die musiek en dan die ander kant met die skryfwerk en wanneer beplan jy om miskien weer 'n digbundel of 'n koffietafelboek uit te bring? Ek gaan definitief Februarie volgende jaar 'n boek wat my 25 jaar se liedjies, maar ook jy weet natuurlik die lirieke, maar ook van stories, hoekom ek van die liedjies geskryf het. Want dit is baie belangrik om dit vas te vang. Ja. Want baie keer die goeders is oral, dit is op papier hier en dit daar. Baie liedjies het jy nooit eers opgeneem nie. Ja. Maar dit was deel van 'n konsert. Of mense hoor dit en dan wil na die tyd, waar kan ek dit kry? So ek gaan dit doen. En dit is maar in die vorm van 'n koffietafelboek, want mense koop al jou woorde wat jy Daar's niks beter as 'n koffietafel. Presies. En sit hom maar neer en Nee, jy wil die actual ding hê. So as jy nou 'n bietjie argiefmateriaal ook nog daarin sit wat mense kan luister nie, dan is dit. Natuurlijk. En wat cool was van Brood is daar was 'n CD ook in gewees. Ja, Ek onthou dit. Ek mis CD's. Nee, definitief. Series En dan is ook awesome. foto's. Foto's Ja, is belangrik. foto's is baie belangrik. So die boek sal ek gaan dit Februarie is A my picture paints 1,000 words, soos hulle sê. natuurlik. Hoorie maar ons moet natuurlik ook praat oor die huisteater en die intieme konserte wat dikwels vir klein gehore wat jy Ja. op dis daar. So is dit jy sê dit is nog aan die gang. Hoe ervaar jy en die konsertgangers daai hele ervaring? Dis vir my fantasties. So by ons huis in Somerset Wes waar ons woon, onder die huis. Daai huise, daai ou huise is almal so gebou. Almal dis 'n huis en onder is daar so woonstel. Is dit soos 'n kelder? Dit daarmee jy gaan nou nie benoud voel as jy daar Okay. gaan nie, maar dis 'n woonstel, maar ek het dit omskep. Dit was eers net 'n plek waar ek liedjies geskryf het en kuns gedoen het en oral. Jy weet dis 'n totale studio creative Space, omgewing. Daar's 'n piano, daar's sound, daar's beligting, daar's van my baadjies wat ek gemaak het hang teen die mure, jy weet dit is so. En toe het ek begin konserte doen. Juis want partykeer as daai kind vir my moet tennis toernooi, dan moet hy nou vir 'n week Tunesië toe gaan, dan is dit sommer jy kan nie glo wat dit kos nie. Dan ek jy het soveel shows wat jy moet doen, maar nou moet jy moet nou nog doen vir dit. Ja. Ja. En toe dink ek en toe besluit ek om 'n week lank sommer net vir 25 mense op 'n slag in die plek. En toe raak dit so lekker. Mense bring hulle eie wyn en snacks en dan kom hulle toe gee ek dit 'n naam, die Hartkamer. Beautiful. En ek doen dit op 'n baie gereelde basis en mense baie keer as hulle verjaar, dan boek hulle ook, dan kom hulle nou so intoe met Dis cool. 20 of 25 vriende, dan is hulle daar en dan kry hulle die show in die Hartkamer. Sure. Vir my is dit baie lekker, dis baie intiem vir dit wat ek doen, wonderlik, want dit is ek en die piano en ek hoef nêrens heen te reis na dit toe nie. Jy weet, ek stap net van bo af met sulke trappe af en boem, is ek op die verhoog. Maar daar's iets omtrent dit elke keer as ek daar staan en sing, voel dit vir my, ek kan nie vir jou sê hoe wonderlik, want dit is die plek waar elke liedjie, elke storie, elke gedig wat jy doen, wat ook al jy doen, ek meen is net daai klein groepie mense. Jo.
So dit maak dit baie spesiaal. Jy voel so tuis daar. Verskriklik. Ons moet gou die tyd al ons nou baie vinnig in ons wil nog hê, jy moet vir ons ietsie live sing, maar voordat ons ook dan nou luister na ietsie daarso op die klavier saam met Jack de Priester, kan jy ook net vir ons bietjie vertel oor hierdie nuwe liedjie Liefde en Coke. Vertel ons net oor hoe jy spesifiek op die idee gekom het en waar hierdie interessante titel ook vandaan kom. Jy sien, die ding is, ek het nog al my love songs, wat jy oor die jare kan jy nou my lewe, en meeste is vir Michelle, wat nou die Sally Williams meisie is, wat ons is toe ons nou getroud, en is 'n hele storie, lekker soetsappige einde, en kinders in die hele wêreld, maar hierdie liedjie van Liefde en Coke, het ek eintlik vir 'n ander man se vrou geskryf. Wat? Nee, maar, Weet Michelle hiervan? Ja, want dis iemand wat my, dis 'n man wat dit vir sy vrou se, ek dink 35 Huweliksherdenking. Nee, al Verjaarsdag. Okay. Is nog 'n jong. Sy is nog 'n jong bokkie. Ja, sy is 'n jong bokkie. Toe sê ek vir die ou, sê hy wil graag hê ek moet 'n liedjie skryf vir haar. Dis nou, jy weet, heeltemal 'n verrassing. Toe sê ek, maar hoe kan ek nou vir haar? Ek ken hulle, so ek ken die storie so bietjie en ek ken hulle nie so goed nie, maar jy weet, want hy sê toe vir my die liedjie se titel moet net wees Liefde en Coke en jy weet sy drink niks aan en sy so en so. Toe sê ek, maar het jy al van AI gehoor? Ja, hallo chom. En sy sê nee, maar hy wil nie 'n AI liedjie. Dit is nie spesiaal genoeg nie. Ja, dis nie reël nie. En toe op daai oomblik het ek eintlik besef wat laat AI gaan daar wees en mens gaan enige musiek kan maak. Maar hierdie ou wil hê hierdie kunstenaar, hierdie spesifieke ou moet 'n liedjie skryf vir sy vrou. En toe het ek dit geskryf. So Liefde en Coke, soos ek sê, is dan vir 'n ander man se vrou, maar dit is nog steeds my liedjie. Yes, dis snaaks. Vir 'n ander man se vrou. Vir 'n ander man se vrou, maar ja, en ek gaan dit. En hy was op soek na hart, nie na AI nie. En wat dit vir daai meisie toe beteken het. Sure, kan ek glo nie. Ek meen, hulle het vir my video's gestuur. Hoe voel hulle nou dat jy dit vrystel? Ek wou nou net as 'n enkelsnit. Ja, so ek het vir hulle gesê ek het dit eers anders opgeneem, maar dit was nog baie meer jy weet, op 'n manier wat 'n radiostasie dit nie regtig sal speel nie. En hulle daarvan gou toe sê ek nee, maar ek gaan dit nou maar doen. Saam met die ou van Heuwels fantasties, laat dit ten minste net jy weet op radio kan dat speel. Dat dit nou net airtime kry. Maar hulle is baie gelukkig want ek launch dit of ek stel dit vry nou hierdie komende Vrydag. Maar kan ons jou 'n guns vra? Kan ons hier op Route 326 nê? Dit vir jou eerste keer op radio speel. Ek dink jy kan. Kan ons maar. Ek dink want ek bedoel Nee, maar wag jy nou eers. Mens moet dit hoor. Okay. Ons gaan nou ek gaan jou nou geleentheid gee om die liner reg te doen. Okay, ja. Jy kan sê, "Hi, ek's Jack de Priester en jy luister na Route 326 met Fransjo en Anelma." Okay. Hallo, ek is Jack de Priester en jy luister na Route 326 met Fransjo en Anelma. Die ander een was baie beter, hoor. Hoor hierso Jak, nou jy is elke liewe aand afgesien nou van reis na gister en 'n koppie teefontein, as jy ook elke weeksaand in mense se huise met die tema liedjie van binnelanders. So ja, voordat ons Kobai sê al vir 20 herdenking, jaar al. Hierdie jaar is dit 20 jaar. Daar was groot feesvieringe. En ek het dit in die bosse groot verhoog ook gesing die aand met die Kyknet konsert en is vir my unbelievable dat dit al so lank jy weet speel. So wil jy 'n stukkie van dit hoor? Ek wil sommer die hele een hoor. Buite in die strate bars jacarandas uit hul nate. Alles lyk van ver af so gesond. Maar in die gange is dit wit, is dit blink en baie stil. Almal sluk vandag 'n bitterpil. Almal sluk vandag 'n bitterpil. Daar's 'n engel teen die mure wat van alles eintlik weet. Al lyk dit op die oog af of jy van die vloere af kan eet. En dokter luister nog 'n keer of jy my hartklop wel kan hoor. Iewers het ek my hart op jou verloor. Iewers het ek my hart op jou verloor. En hoe kan 'n vuur uit die woede geblus word? Hoe kan die liefde omred uit die dood?
Hoe kan 'n hart wat al lankal vertrap is weer gered word uit die nood? Hoe kan 'n tong wat uit lemme gemaak is later weer sag word soos 'n lam? Hoe kan 'n bitterpil weer soet wees as ek jou net eenmaal kou? Buite in die strate bars jacarandas uit hul nate en alles lyk van ver af heel gesond. Jak de Priester, Route 326 met Middellanders 20 jaar later. Jak, baie sterkte met jou show eerskomende donderdag aand, dis nou oormôre aand by die Fairtree Atterbury Theater. Daar is nog 'n paar kaartjies oor, né? Ek glo so, ek vra nooit voor die tyd nie, ek daag maar net op. Ja nee, hulle gaan vol wees as jy opdaag donderdag aand 7:00 die aand by die Fairtree Atterbury Theater. Kry jou kaartjies nou op seatme.co.za. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het vandag. Ja, dit was dankie awesome. vir julle en dankie dat julle die musiek speel en vir die mense daar buite wat dit luister en dit waardeer. Ek 'n kunstenaar kan maar sing jong, maar as daar nie mense is nie. Hoor jy, hier's baie fanmail wat inkom. Ons het net nie tyd om deur alles te lees nie. Ons sal hulle nou so scan. Dankie Jak, en vir die heel eerste keer ook dankie dat ons Liefde en Coke kan speel. So klink die radio weergawe daarvan. Cheers Jak, kom kuier gou weer. Baie dankie julle. Groot FM 90.5. Groot FM 90.5.